Die Eufrat rivier en die boek Openbaring, deel 107. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink omdat ek besig is met die boek Openbaring hierso, ek het die 2 sleutels tot die boek van Openbaring so 2-3 jaar terug of gelede, 4 jaar terug, miskien ja, seker 4-5 jaar terug, vertaal in Engels, The Two Keys to the Book of Revelation, waar die 2 sleutelsboek 460 bladsye A4 is die Two Keys, is hy amper 800 bladsye A4. Is 2 sulke dik boeke soos die 2 sleutels. Ek dink dit vir u wat belangstel in die eindtyd en die eskatologie en die boek Openbaring en Daniël. Die Engelse boek is so volledig dat jy hom moet kry. Sou jy belangstel of enige vrae het of iets wil deel, kontak my by ons WhatsApp 0722 367-124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na deel 1, begin reg voor, jy het 'n magdom inligting gemis, en dis baie belangrik dat jy inteken op die kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang. Deel ook die kontak met die vriende en familie, pen en papier is baie belangrik, en 'n 33 of 53 Bybel, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, Sacred Name. Goed, ons gaan aan waar ons gestop het laasweek. Ons het by Openbaring hoofstuk 20, ons is besig daar, die Satan 1000 jaar gebind. Nou, ons gaan terug na 2 Petrus 3 vers 10, dis waar ons mee besig was. Ons is net amper klaar gewees met dit. 2 Petrus 3 vers 10. Hy sê, wanneer Johannes in die volgende versverwysing verwys na, hulle wie deel het aan die eerste opstanding van die dode. Luister mooi. Hulle wie deel het aan die eerste opstanding. So as hy praat van die eerste opstanding, dan is daar 'n tweede opstanding en 'n derde opstanding en 'n vierde opstanding. Ja. Verseker. Maar die kerk het ons geleer van 1 opstanding. Miskien 2. Was meer. Wanneer Johannes die volgende versverwysing verwys na hulle wie deel het aan die eerste opstanding van die dode, is dit noodsaaklik dat u moet wakker loop. Anders mag dit gebeur dat jy onmiddellik verward raak. Nou ek het hulle genommer, die eerste opstanding, tweede opstanding. As jy die handboek het, 2 sleutels tot die boek van Openbaring 28.6, die eerste opstanding. Hy lees hierso vir ons en hy sê, salig en heilig is hulle. Dis hy of sy. Wie deel het aan die eerste opstanding, nakies, van die dode. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. So daar is 2 dode. Kan u vir my sê, wat is die 2 dode? Nou ja, as julle studente is van ons Bybelskool, sal jy onmiddellik antwoord, prof, ek weet. Eerste dood is wanneer ek sterf. Dis die eerste dood, wanneer my begrawe. En dan is daar 'n tweede dood. Wanneer is die tweede dood? Wel, dit is vir die ouens wat na die wit troon oordeel in die hel gewerp gaan word. Dis 'n tweede dood. Daai is 'n ewige dood, want dit is in 'n ewige hel wat nooit sal ophou brand met swaar en vuur nie. Hy sê salig en heilig is hulle, dis hy of sy wie deel het aan die eerste opstanding van die dode, en hakies, oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van Jaffa en van Yafashua wees, priesters. En hulle het net die siele wie onder die altaar, en hulle het hierdie siele wie onder die altaar was, en saam met hom Yafashua as koning regeer 1000 jaar lank. Nou die bruid het opgestaan, en nou het ons die volgende opstanding. Dit is die siele wat onder die altaar was. Hier in vers 6 word spesiale melding gemaak van die eerste opstanding.
Wanneer Jahweh op die wolke verskyn vir sy bruid tydens sy wederkoms of sy parousia, word na hierdie dode as die bruid van Jahweh verwys, wie opgewek is en verwys word as die eerste ons is die eerste opstanding. Sal ons sterwe en Jahweh kom verskyn op die wolke? 1 Korinte 15 praat van die grafte sal oopgaan en hulle wat in Jahweh ontslae sal eers opstaan, maar hulle sal ons nie voorwees en gesamentlik sal ons verander word in verheerlikte liggame Jahweh tegemoet in die lig. Dis die eerste opstanding. Daarom sê vers 6 spesifiek, salig en heilig is hulle wie deel het aan die eerste opstanding. Nou onthou, ek het nou al 100 keer vir julle gesê, ons as bruid dra reeds op die aarde 3 titels. Wel, ons is die 3 gees. Wat is dit? Geseëndes, gesalfdes, gunsgenote. Maar ons is ook 3 titels, konings, seuns en priesters van Jahweh. Soos wat ons die 3 gees is, geseëndes, gesalfdes, gunsgenote, is ons konings, seuns en priesters van Jahweh. Nou hier verwys hy na die konings. Jy sal onthou dat ek reeds vir u verduidelik het dat wanneer die siele van Openbaring 6 vers 9 verskyn om hulle beloning te ontvang volgens Openbaring 20 vers 4, was daar 2 groepe siele teenwoordig. Eerstens het ons gesien dat daar was trone, Openbaring 20 vers 4. En hulle het daarop gaan sit. Wie is die hulle? U weet reeds, ja, dis die bruid van Jahweh. Van die volgende gedeelte van vers 4 verduidelik verder, en aan hulle, namelijk die bruid van Jahweh, is die oordeel gegee. Nou ek het al 'n klomp kere gevra, sê vir my, John Hagee en meeste van ons protestante pastore en predikante, almal gaan voor die regterstoel van God verskyn om verantwoording te doen van elke woord en daad, broeder en suster. Regtig? Ja, of jy nou in die geregtigheid gesterwe het of in sonde gesterwe het, dan dramatiseer hulle dit so. Nie die bruid nie. Die bruid verskyn voor geen regterstoel nie. As ons rein genoeg is, dat wanneer Jahweh, kom ons sê hy verskyn vandag, is ons rein genoeg as hy kom, dat ons kan uitlewe uit hierdie lewe uit, by hom inlewe, verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, natuurlik. Nou as ons rein genoeg is, dat hy ons verander in 'n verheerlikte liggaam, om tegemoet, so ons, die wurms gaan ons nie eet nie. Ons gaan verander word. Hoe gaan ons voor 'n regterstoel verskyn om wat te doen? Verantwoording te gee van die sondes van die ou tyd waarin ons geleef. Die woord sê, hy het my sondekleed gevat en die diepste van die see gewerp en hy dink nooit weer daaraan nie. Hy vergeet dit. Nou wat wil ek voor 'n regterstoel gaan staan en u voor 'n regterstoel gaan staan om wat te verduidelik? Nee. Ons is rein genoeg om verander te word, om opgeneem te word. Maar jy sien, dis kerkdogma. Want hulle moet jou altyd onder die juk van diensbare, die godsdienstige kerklike wette, hulle moet jou altyd daar hou, en die goed. Hy sê aan hulle, vers 4 sê, ek het trone gesien, sê Johannes, en hulle het op die trone gaan sit. Wie? Die bruid wat weggeruk is aan die einde van Openbaring 3 vers 22. En ons het op die trone gaan sit. En aan ons is die oordeel gegee. Nou as ons die oordeel ontvang, wat beteken dit? Ons is deel van die jury in die hemel. Nou hoe kan jy deel van die jury wees en jy gaan voor die regbank staan? Maak dit sin? Nee, ek wil amper sê, is net 'n maroon wat dit kan glo. Ons word verander, ons word weggetrek, ons is rein genoeg, ons is reeds in die hemel, ons bruilofskleed aan, dis skoon genoeg om ons weg te neem in die hemel in. En nou gaan ons op voor 'n regterstoel verskyn. Nee. En as daar kerk wat sê, jy kan met geld betaal om jou sondes vergewe te kry en verstaan? Jy kan nie, dis die genadebloed van Jahweh, wat jou reinig en heilig, en dit gebeur terwyl jy op die aarde is. Hy sê, en aan hulle is die oordeel gegee.
Openbaring 20 vers 4, en ek het die trone gesien en hulle, dis die bruid, ons, het op die trone gaan sit. En aan ons of hulle is die oordeel gegee. Dan het ons volgens vers 4 gesien dat daar siele is wat onthoof was. Omdat hulle nie die merk van die antichrist, ek weet net nie so ontvang het nie. Hy sê, en egter siele wat onthoof was, omdat hulle nie die merk van die antichrist ontvang het nie, is ook nou teenwoordig. Wanneer Johannes kyk, sien hy in die hemel die bruid, en hy sien die siele wat onthoof is. Die siele wat onthoof is nie deel van die jury nie. Kyk as 'n komma-punt, punt-komma, wanneer jy lees, en die hemel geopen gesien, en hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, komma-punt. En, dis 'n nuwe groep siele, Openbaring 6 vers 9, en ek het hulle gesien, wat die merk op hulle regterhand en voorkop nie ontvang nie. Hulle is ook nou teenwoordig om vir 1000 jaar of 105 dae in die hemel saam met Jahvashua te regeer. My vraag is nou, as die bruid van Jahvashua weer reeds op trone sit, waar is hulle? Ja, hulle is in die hemel. Regeer hulle nie ook reeds saam met Jahvashua nie? Waar is hulle? Hulle is in die hemel. Natuurlik. Want dit is die bruid van Jahvashua se reg om te regeer, en dit het reeds begin toe hulle in Openbaring 3 vers 22 in die hemel opgeruk was, nadat hulle verander was, die wederkoms, Parosha. Hoekom Openbaring 3:22? Einde van die genade tydperk. Nou verstaan ons, wat verstaan ons dan van vers 6? Ek verstaan dat terwyl hierdie siele wie gedood is, volgens Openbaring 6 vers 9 onder die seels, wie nou vir 1000 jaar regeer, dat ons as bruid van Jahvashua, wie reeds op die trone sit, gereed is om te oordeel, saam met hierdie siele wie gedood was, wat gaan regeer vir 1000 jaar. Hulle regeer vir 1000 jaar, terwyl ons ontvang die oordeel. Wil dit net duidelik stel, hulle gaan nie op die trone sit nie. Hulle gaan nie deel van die jury wees nie. Hulle beloning is net 1000 jaar, wat in werklikheid 105 dae is. Na die 1000 jaar, wat hulle regeer het as priesters, bly die bruid van Jahvashua, wie by Openbaring 3:22 tydens die wederkoms van Jahvashua in die hemel opgerig was, steeds verder regeer as koningsseuns en priesters van Jahva. Ons het nie net waar ons konings is nie. Die bruid van Jahvashua regeer vir ewig, en nie net vir 1000 jaar lank nie. Een pastoor het eendag my gesê, maar die wat jy daar sien, wat daar gaan regeer vir 1000 jaar, is juist die kerk, die bruid. Sê ek, nee ouwe, die bruid en die kerk is twee verskillende groepe. Jy kan nie kerk wees en bruid wees, of bruid wees en kerk wees nie. Dis nie die hele groep wat in die kerk sit sondagoggend as die wederkoms kom. 500 mense sit daar so, en al 500 gaan hemel toe nie. Daar is nie so kerk nie. Uit daai 500, miskien 5, of heel waarskynlik 10, wat uitgehaal word, wat bruid gaan wees. Die kerk gaan agterbly. Hulle gaan deur die groot verdrukking. Vertel dit vir Dani Botha, hy verstaan dit nie so lekker nie. Vir hierdie groep wie dan die bruid van Jahvashua uitmaak, het die tweede dood, of die ewige dood, naamlik die wittroonoordeel van Jahva, geen mag nie. Dieselfde geld natuurlik vir die siele onder die altaar, omdat hulle dan vir 1000 jaar of 105 dae saam met Jahvashua gaan regeer. Die tweede en finale dood het oor hulle ook geen mag nie. Daai siele wat onder die altaar was, hulle gaan nie hel toe nie, hulle lewe ook vir ewig voort. Alhoewel hulle nooit deel van die bruid word nie. Nou is daar 'n derde groep, oor wie die dood geen mag sal hê nie. Wie is hulle? Wie dink u is die derde groep? Dit is die oorblyfsel van Israel, die 1/3. En dis hoekom my boek so belangrik is, Israel's Rapture. Hy sê,
Dis die oorblyfsels van Israel wie tydens die groot verdrukking gered sal word, omdat hulle Jahshua as 'n verlosser, redder en Messias sal aanneem. As jy 'n baie interessante Engelse boek wil lees, Israel's Rapture, my doktoraal. Vader is besig met Leon, 'n vriend van my, 'n Jode vriend, Suid-Afrikaanse Jode vriend, wat Jaffa, hy's groot vriende met Rabbi Martin. Hulle het nou 'n konferensie gehad hier in Suid-Afrika. Hulle was 40 rabbies. Ek het dit net gemis. Sal jy waarskynlik met die volgende konferensie genooi word. Leon het soveel opwekking veroorsaak op daai seminar, want hy's 'n baie bekende kennis in Tel Aviv, en hierdie Rabbi Martin, hy's ook 'n mediese professor in die Universiteit van Tel Aviv, en hy's wel bekend onder die godsdienstiges, wel die ortodokse Jode, en hulle oë is besig om oop te gaan. Hulle praat juis van Jaffa. Hulle begin praat van Jaffa. J11, hy, Vaf, 11, hy. Toe broer Leon oor die goed praat, toe spring daai manne amper van die bank af. Die belangrikste letter in die alfabet, van enige alfabet, is jou A, is jou Alef. En dis al wat die tetragrammaton mee kan werk. Jy kan somersault slaan, jy kan doen net wat jy wil. Jy kan met die tetragrammaton as I-H, of kom I-H-V-H, die Vaf is 'n V, dit was nog nooit 'n W nie, hulle maak dit nou 'n W in die modern Hebrew. Ancient Hebrew was 'n V, die Vaf, en hulle sê dit ook. J-I-H-V-H is nie 'n naam, is die tetragrammaton, die kor die 2 A's. J-11, hy, Vaf, 11, hy. I-A-H, V-A, H. En hulle sê die A is die grootste letter in die Hebreëse antieke alfabet. Jaffa is besig. Ek wil amper sê, watch the space. Watch the space. Jaffa is besig. Hy's besig. As ons kan inbraak maak by die Joodjies, vanaand in Tel Aviv, jy sal nie glo wat gaan gebeur nie. Dan sal die mense begin glo. En weet jy wat? Dis nie ons wat die werk doen nie. Ons plant die saad, broer Leon plant die saad. Hy hou mooi op hoogte al die tyd. Ons plant die saad, en soos wat Jaffa die saad plant, soos wat ons die saad plant, iemand maak nat, Jaffa laat groei. 2 boeke wat Tel Aviv toe moet gaan. Israel's Rapture en What is your God's name? Broer Leon sê, prof, daai boeke moet in Israel uitkom. En ek het altyd gesê, ek weet nie hoe Israel's Rapture in Israel gaan land nie. Ons weet nou hoe dit gaan gebeur. Ons kan Vader se hand in dit alles sien. En gelukkig ken ons hom nie net as 'n titel nie, van Vader nie, maar as Jaffa, ons Elohim. Ek noem dit nou sommer so opgekom met die verbygaan. Ek loof Jaffa, hy's bo-natuurlik. Maar ons nie meer, hy sê ons, wanneer jy nie meer weet wat om te bid nie, dan tree die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh in, met onuitspreeklike sigting. Nou ja, partykeer dat ons nie meer weet, wat moet ons doen met die bediening, en dan maak Jaffa deur oop, waar geen deur is nie. Hoekom? Want dit is nie ons bediening nie, dit is Jaffa se bediening. Halleluja. Dit is baie belangrik om te weet wat hier in die woord van Jaffa in die volgende versgedeelte gesê word, anders sal dit ook maar net deel wees van kerklike dogmatiek, teologie en leerstelling. Satan word losgelaat om vir altyd en vir altyd oorwin. Openbaring 20 vers 7 tot 10. Hy sê die Satan uit sy gevangenis ontbind. Nou ons het nou gesien dat die Satan was gevang. Hy was in 'n put gesit, Openbaring 20 vers 2. Hy was toegemaak. En nou gaan hy uitgehaal word. Nou kry ek die
Pinkster ouens en die protestante ouens en die Drie Susters kerke en die Sewendag Adventiste en die Jehovah se getuies en al. En hulle almal kom met die 1000 jaar aardse vrederyk. Almal van hulle, al die spookpredikers in pleis. 1000 jaar aardse vrederyk. Ek challenge enige een van hulle om met my in 'n debat kom sit oor die 1000 jaar aardse vrederyk. Enige een. Dan wys ek vir jou, daar is nie 'n 1000 jaar aardse vrederyk nie. Dis om, maar daar gaan wat is dit, Jesaja 65 vers 20 sê, ek dink wat die skrif dit is, ek dink so, daar gaan 100 geslagte van kinders gebore, sondelose kinders gebore word. Wat elke 100 jaar oud gaan word. Sondelose kinders, eers in die 1000 jaar vrederyk. Daar word vandag sondelose kinders gebore. Alle kinders wat van die begin af gebore is sondelose kinders. Kinders het nie sonde nie. Babiekies het nie sonde nie. Mamie, as jy geboorte gee aan daai babiekie, kan jy mos nie jou man se sonde hê of sy oupa se sonde hê of 5 geslagte terug se sonde hê. Dis onmoontlik. Daai selfde Bybel sê in Jeremia, in Jesaja, hy sê soos die siel van die Vader, soos die siel van die Seun, die een wat sondig, hy moet sterwe. Hy sê die gesegde wat julle gebruik, dat die vaders het groen druiwe geëet en die kinders se tande het stomp geword, is lankal verby. Soos die siel van die Vader, soos die siel van die Seun. Die siel wat sondig, hy moet sterwe. Die kinders word met sonde gebore, sê die predikante. Nee. Hulle word in 'n sondige wêreld gebore. Hulle word nie met sonde gebore nie. Hulle word in sonde gebore. Maar dit maak nie dat hy sondig is nie. Nou wil julle kom verduidelik dat daar volgens Jesaja 65 vers 20 vir 1000 jaar 10 geslagte van 100 jaar elk sondelose kinders gaan gebore en dan gaan hulle sterf. Nou is die duiwel gebind vir 1000 jaar. Daar's vrede op die aarde, die duiwel is in die put gegooi en toegemaak op die Satan. En nou, waar is die ongoddelike mense? Waar is al die mense van die antichrist wat gemerk was? Want hulle was nou 3,5 jaar op die aarde gewees. Want onthou, jy het van die wederkoms van Jahshua tot by die slag van Armageddon, 2625 dae. Van die wederkoms het die 1260 dae, 3,5 jaar. 42 maande, tyd en 'n halwe tyd. Dan het jy 105 dae, wat die duiwel gebind gaan wees, wat die 1000 jaar aardse vrederyk is. Nou gaan hy losgemaak word, vir die volgende 3,5 jaar, 1260 dae, 42 maande, tyd en 'n halwe tyd. Nou hier waar die wederkoms plaasgevind, word almal gemerk met die antichristmerk. Die Satan floreer op die aarde. Dan word die duiwel gebind volgens die kerke vir 1000 jaar, wat 105 dae is. In die hemel is dit 1000 jaar, want dit is die beloning van die ouens wat onder die altaar was, wat nie die merk gevat nie, wat se koppe afgesny word. Hulle regeer nou as koning saam met Jahshua vir 1000 jaar. Nou daarna sê hy, gaan die duiwel wanneer die 1000 jaar, kom ek lees dit, Openbaring 20 vers 7, en wanneer die 1000 jaar voleindig is, hoekom moet daar einde aan die 1000 jaar kom? As hier dan nou sondelose kinders gebore was en die konings het na Jerusalem geskenke gebring en als in Jerusalem. Daar is eers 'n tempel in Jerusalem nie. Maar hulle het vir 1000 jaar, hy sê, en wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Met ander woorde, 3,5 jaar gekom, toe word die duiwel vir 105 dae gebind, wat hulle nie eers geweet het op die aarde is daar vrede nie, die Satan is gebind nie, hulle het nie eens het geweet die aardse ouens nie, hulle is gemerk, die oreerders oreer en die skelms is skelm. En nou na die 105 dae, nou word hy losgelaat, die put word oopgemaak, nou kom hy uit, om wat te doen? Om die Gog van Magog by mekaar te maak, vir die slag van Armageddon. Waar kom die Gog en die Magog vandaan? Hier was al nou 1000 jaar aardse vrederyk gewees. Wat het van die ouens gebeur wat gemerk was? Ek wil dit klop vrae by jou los. Wat het met die ouens gebeur van die wederkoms af tot by die
Openbaring 20 vers 2. Wat het van daai gemerktes geword? Wat nie kon koop of verkoop nie. Soos mis voor die son verdwyn. Want nou het jy 1000 jaar aardse vrederyk op die aarde. En nou volgens die Bybel, Openbaring 20 vers 7, nou word die duiwel weer losgelaat. Nou waar's die heilige mense nou? Waar's al die kinders wat nou hier gelewe het? Nou word die duiwel losgelaat om wat te doen? Om die Gog van Magog bymekaar te maak. Vir die slag van Armageddon. So die ouens wat nou skielik hier gemerk was, hulle gaan nou weer hier uitkom. Jy sien, dit maak nie sin nie. Julle ouens glo goed wat nie skriftuurlik is nie, en jy soos 'n klein Foksteder hondjie, jy jaag julle klein stomp stertjie al in die ronde en al in die ronde, tot jy nie meer krag het om te hardloop nie. Plaas jy net die Bybel lees en glo wat die woord sê. Jy sien, ek het nie nodig om vir jou kerkdogma te gee of enige leerstelling of teologie nie. Ek sê vir jou wat die woord sê. En as ek verkeerd is, bewys my verkeerd. Ek het 'n reeks gedoen, ek dink dit was 30 uitsendings. Die leen van die 1000 jaar aardse vrederyk. Die leen van die 1000 jaar aardse vrederyk. Dis op YouTube, gaan kyk na dit. Hierbo is my webtuiste nommer. Klik op hom, maak hom oop. As die menu daar lê, die inligtingsblad, dan klik jy op die leen van die 1000 jaar aardse vrederyk. Dan begin hy by deel 1, deel 2, deel 3. Stap met hom. Stap met hom met die Bybel saam. En wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Jy weet reeds dat hierdie 1000 jaar in ons terme vandag, in 2025, is net 105 dae. Maar vir hierdie siele onder die altaar van Jahwe, wie vir hierdie tydperk as konings en priesters sal regeer, sal hierdie 105 dae soos 1000 jaar voel. Omdat by Jahwe in die hemel is dit nie tydgebonde nie, soos hier op die aarde nie. Die Bybel sê ook, by Jahwe is 1000 jaar soos 1 jaar, en 1 jaar soos 1000 jaar. Die rede dat Jahwe vir Johannes hierdie 1000 jaar gewys het, was net om te wys dat hierdie siele onder die altaar nie soos die bruid van Jahwe vir ewig en altyd saam met Jahwe sal regeer nie, maar net vir hierdie spesifieke tydperk van 105 dae op die aarde, wat soos 1000 jaar in die hemel gaan wees. Want hy sê, gaan lees Openbaring 20 vers 4. Jy sal baie ons wat sal like, om daai skrif uit sy Bybel uit te skeer. En ek het trone gesien, en hulle op die trone gesit, en hulle is die oordeel gegee. Hulle wie nie die merk op hulle regterhand en voorkop ontvang het nie, wat onthoof was. En hulle het saam met Jahwe regeer, waar? Op die aarde? Nee, in die hemel. 1000 jaar lang. Daar is nie een skrif wat vir jou kan sê die 1000 jaar vrederyk is op die aarde nie. Die ouens gebruik almal Ou Testamentiese skrifte van Jeremia en Jesaja en Esegiel. Almal wat te doen het met dinge wat al eeue terug gebeur het. Gryp na daai skriffies, soos onder andere Jesaja 65 vers 20 van 'n kind wat 100 jaar, 'n kind wat gebore sal word, 'n ou man sal sy lewe uitlewe 100 jaar. 'n Ou man sal sê, 'n kind wat gebore word sondeloos, sal 'n ou man word van 100 jaar oud. Hoekom is daar ouderdom? Dis dan op die nuwe aarde. Gaan daar op die nuwe aarde ouderdom wees? Dan wil ek nie deel wees van dit nie. Wat soos dit is, en ek nie deel aan geen aardstorie nie. Ons destinasie is in die hemel. Want Jahwe, toe hy opgevaar het, sê, in die huis van my vader is daar baie wonings. As hy so was, ek vir julle gesê. Ek gaan op julle plek voor te berei, as ek klaar is, kom ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is. Nou verklaar die woord van Jahwe in vers 7, dat wanneer hierdie 1000 jaar, die 105 dae, voleindig is, sal Satan uit sy gevangenis ontbind of losgelaat word. Die woord van Jahwe verklaar in Openbaring 20 vers 8, om die nasies die Gog van Magog, nou hy sê, die Gog van Magog. Die 33 sê die Gog en die Magog, ons was dit altyd geleer.
Die Gog en die Magog. En hierdie spookpredikers het dit nog nie een raak gesien nie. Hulle almal praat van die Gog en die Magog. Rusland en China. Ag, Vader. Die Gog en die Magog. Die Gog van Magog. Die Gog kom uit die land Magog. Gog en die Magog. Ek het altyd gedink is party ouens se vroue en hulle skoon die Gog. En sy Magog, sy skoonma. Grappie. Nee. Die woord verklaar volgens Openbaring 20 vers 8. As jy gaan reg dit vertaal, die Gog van Magog. Hy gaan hulle versamel vir die slag van Armageddon. Die Gog van Magog. Weet jy wie is hulle? Dit gaan Islam wees. Nie Rusland of China of een van die ouens nie. Dit gaan Islam wees. Die Gog. Die Gog is Islam. Onwetend is hy besig om te groei na een van die grootste nasies op die aarde. En weet jy wat? Daar's van hulle as moslems in elke land in die wêreld. En hulle teel soos konynkies. Hulle teel soos konynkies kleintjies. Ek het vir baie jare, vir amper 8 jaar met hulle daagliks gewerk. Hulle teel aan dat hulle die lande kan oorvat. Hulle het nou in Engeland 2 of 3 met die laaste verkiesings in Engeland het Islam 2 of 3 provinsies oorgevat. Stede oorgevat met die verkiesing. Gaan kyk waar is jou moskees vandag. Gaan kyk watter kerke het die meeste gaan kyk watter geloof het die meeste kerke in die dorpe in die lande vandag. 99% van die tyd is die moskees van Islam. En 99% van die moskees is op die hoogste punte waar jy hulle kan sien, want hulle triomfeer oor die mensdom van die dorpe en die stede en die lande. Die groen perdruiter van Openbaring hoofstuk 6 vers 9. Openbaring 6 vers 7. Groen perdruiter. Gaan kyk. En dis hoe ek gesê het, kry die Engelse boek. The 2 Keys to the Book of Revelation. Nou sê hy, nou verklaar die woord in vers 7, dat wanneer die 1000 jaar of 105 dae voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis losgelaat word. Nou dit gaan baie interessant wees. Ek gaan net hierso stop, want die tyd is ons gevang. Van ander week af moet jy 'n seatbelt saambring. Want ons gaan soveel godsdienstige teologie en dogma van kerke eenvoudig net platslaan. Waarmee? Net met die woord. Iemand het al vir my gesê, Prof, ek kan nie glo dat ons soveel goed geglo het wat die kerk ons geleer het, wat nie eens in die Bybel geskryf staan nie. Maar ons het geglo om die pastoor dit gepreek het. Gelukkig het Java vir ons elkeen 'n bietjie van 'n brein gegee, waar ons self kan besluit wat ons wil glo. Tot volgende week as Vader Java wil. Maranatha. Java Shua kom weer. Halleluja.